Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 32 doen. Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, en die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom maak vir ons gode wat, oh my soul. Okay. Exodus 32 vers 1. Dis 'n lang versie. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat vir ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Julle, dit is baie hartseer. Ek is sommer kwaad nou, want wat die hel? Onthou die vorige paar hoofstukke van Exodus was meestal instruksies wat God vir Moses gegee het, hoe om die tabernakel te maak, hoe om die klere te maak, hoe om die reukaltaar te maak, die daaglikse brandoffers, die wyding van die priesters. So obviously het Moses, was dit 'n lang tyd nie, want God het heeltyd met Moses gepraat. En ek neem aan, dit was 'n paar weke. I don't know. Maar dit klink vir my, dit was baie lang. Dis 'n baie lang gesprek. En toe besluit hierdie mense, die Israeliete, hulle wil nou nie meer vir Moses wag nie. Hulle het sulke kort geheue, want hulle het regtig vergeet wat die Here vir hulle gedoen het, nê? Hi. Okay, vers 2. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk wat in hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daarop gegote kaal van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte laat optrek het. Fit. Vers 5, toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou. En Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot eer van die Here. En hulle het die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Toe sê die Here vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het verderflik gehandel. Obviously die Here moes nou gesien wat God is mos alomwetend en alomsienend, so hy sien alles, nee. Jo, vers 8. En hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dis 'n hardnekkige volk. My woord, ek kan nie glo die Here dit gesê nie. Okay, vers 9. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Vers 10. Laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk, wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipte land uitgelei het?
Ek het nogal sê dit van Moses verwag nie. Want onthou julle toe Moses kwaad geraak het vir hulle, ek dink hulle het gemoun oor hy nie kos was nie. Toe raak Moses kwaad vir hulle nie. En hier pleit Moses nou by God om te sê, moet hulle asseblief nie verteer nie. Eden so baie vir hulle gedoen. Dit is, ek het actually vir Moses gepicture as iemand wat soos baie ongeduldig is. Onthou julle hoe hy geredeneer het met God in die begin, omdat hy vir God gesê het, hy kan nie lekker praat nie. Nou staan hy op vir die Israeliete. Vers 12. Waarom sou die Egiptenaar spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig. Wend u af van die gloed van die toren en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by u self gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sal aandoen. Julle weet wat dit beteken, nie? God het kwaad geraak, en toe kalmeer hy, voordat ek besluit het om die Bybel te lees, van voor na agter, nee, het ek God gesien as 'n God. Ek het hom meer gesien as 'n God, as 'n skepper. Ek het geweet hy is die skepper van die heelal. Ek het altyd ons hemelse Vader gebid. Maar ek het nooit die intensiteit van die feit ervaar dat hy actually ons hemelse Vader is nie. As 'n mens kyk na jou gevoelens, obviously ons is gemaak na sy beeld, en hierdie interaksie wat God het met Moses, gee vir mense 'n kykie na hom. Dit gee vir mense 'n kykie na God, en that's amazing. Jo. Moses het met God gepraat toe God kwaad geraak het, en toe kalmeer God. Ek weet nie of julle dit verstaan nie, maar ek verstaan dit. En dit is dis 'n kykie wat ek kry, wat ek nooit van geweet het. Dit is 'n siening van die Here wat ek regtig nooit geweet het nie. Dit is net wow. Ek lees weer vers 14, Eksodus 32 vers 14. Toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sal aandoen. Ek hoop ek het al ooit die Here so kwaad gemaak, he. Dat die Here my sommer net wil verteer nie. Ek vra om vergifnis vir my sondes, Here. En ek hoop regtig ek het nog nooit u so kwaad gemaak dat u my wil verteer nie. En hopelik is daar iemand wat vir 'n mens opstaan soos wat Moses opgestaan het vir die Israeliete. Sure. Vers 15. En Moses het omgedraai en van die berg afgeklim met die 2 tafels van die getuienis in sy hand. Tafels wat op al 2 kante beskrywe was. Hulle was op die een en op die ander kant beskrywe. En die tafels was die werk van God. Die skrif was ook die skrif van God in die tafels gegraveer. Want hy het die vorige paar hoofstuk wat God het sy vinger gebruik.
kan nou nie onthou in watse hoofstuk dit was nie, maar ek weet hulle het gepraat van God het God se vinger gevat. In die case, dit is somewhere hier so in Exodus. Die hele nou net in die begin van die hoofstuk, want die Exodus 32 gaan oor die opskrif is die goue kalf. En ek het mis nog gesê, dit moes ek 'n paar weke gewees het, en ek het actually vergeet, dat in Exodus 24, sê dit dat Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte, dis meer as 'n maand. So no wonder dat die Israeliete toe nou malkoppies geraak het, nee. Okay. Vers 16, en die tafels was die werk van God, die skrif was ook die skrif van God in die tafels gegrafeer. En toe Joshua die stem van die volk hoor, hoe hulle juig, sê hy aan Moses, daar is oorlogsgeraas in die laar. Maar hy antwoord, dit is nie die geluid van die wat sing van oorwinning nie, dit is ook nie die geluid van die wat sing van neerlag nie, ek hoor die geluid van beerdgesang. En toe hy nader die laar kom en die kalf en koordanse sien, het die toorn van Moses ontvlam, en hy het die tafels uit sy hande gegooi, en hulle onder aan die berg verbrysel. En hy het die kalf geneem wat hulle gemaak het, en dit in die vuur verbrand, en dit fyn gemaal. Toe het hy dit op die water gestrooi, en die kinders van Israel dit laat drink. Julle. En Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou gedoen, dat jy so groot sonde oor hulle gebring het? Toe antwoord Aaron, laat die toorn van my Heer nie ontvlam nie, u self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is. Hulle het dit aan my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Daarom het ek hulle geantwoord, wie goud het, laat die dit afraak, en hulle het dit aan my gegee, en ek het in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daaruit gekom. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word, tot leedvermaak onder hulle teestanders, het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom na my toe. Toe het al die seuns van Levi by hom versamel, en hy het vir hulle gesê, so spreek die Here die God van Israel, laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup, gaan heen en weer van poort tot poort in die laar, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. En die seuns van Levi het gehandel volgens die woord van Moses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. Toe het Moses gesê, vul vandag julle hand om te offer aan die Here, want elkeen is teen sy seun en teen sy broer, sodat hy vandag 'n seën oor julle kan gee. Nou ek het al geleer, as die Bybel praat van
gou ietsie kyk. So, Eksodus 32 vers 19. En toe hy nader by die laar kom en die kalf en koordanse sien, het die toren van Moses ontvlam. Die Bybel beskryf woede die toren van Moses. En die vorige keer het hulle dit ook genoem. Dis net interessant. Vers 30. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê: Julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here opklim. Miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Toe die Here Moses geantwoord: Wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar gaan nou en lei die volk waarheen ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as ek besoeking doen, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek. So het die Here dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het, wat Aaron vervaardig het. Nou, hulle praat van so die Here die volk getref, maar ek weet nou nie waarvan hulle exactly praat, ek neem aan. En ek wil nie meer as een hoofstuk in een video doen, en raak ek teen mekaar as ek dit moet oplaai. Maar wat ons wel weet, Moses het vir Levi se kinders gesê, gaan maak die ander ouens dood, en hulle het omtrent 3000 man doodgemaak. Hier is eintlik 'n baie hartseer hoofstuk. Ek kan nie glo Aaron het geval vir dit, maar ons weet nou al die Israeliete was 'n baie ongeduldige klomp mense en Mona Lisa's, baie van hulle was Mona Lisa's. Okay, dit is 'n baie lang hoofstuk gewees. Baie dankie vir julle tyd. Ek het baie geleer. Tot 'n volgende keer.